Hallo almal en baie welkom. Vandag duik ons in 'n mediese raaisel in wat glo my miljoene mense raak. Dink bietjie hieroor. Jy doen alles reg. Jy neem jou medikasie, jy probeer reg eet, maar daai bloeddruk, dit wil net eenvoudig nie sak nie. Nou, almal dink dadelik dis 'n hartprobleem, reg? Maar wat as die ware skuldige iewers heeltemal anders wegkruip? Ja, jy het heeltemal reg gehoor. Ons praat van 'n loodgietersprobleem. Die pype is verstop, maar nie waar jy dink nie. Die eintlike probleem sit diep binne in die fyn bloedvaatjies van jou niere. Goed, so kom ons begin by die begin. Die frustrerende situasie van daardie bloeddruk wat net buite beheer voel. Dokters het 'n naam hiervoor: weerstandige hipertensie. En dis presies wat dit klink soos. Dis wanneer jy al op, sê maar, 3 of meer pille is, maar daai bloeddruklesings, hulle weier net om te skuif. En soms, uit die bloute, word dit skielik erger en kan dit lei tot regtig gevaarlike noodgevalle. Dis 'n ware kopseer vir die pasiënt en die dokter. En hier's 'n groot leidraad. 'n Belangrike studie, die Cardiovascular Health Study, het iets baie interessant gevind. Vir soveel as 7% van ouer mense is die oorsaak 'n versteekte toestand. Aterosklerotiese nierarteriestenose. Dis 'n mondvol, ek weet, maar die punt is, dis 'n beduidende getal mense wie se werklike probleem dalk heeltemal misgekyk word. Reg. So, dis tyd om die hoofverdagte agter hierdie mediese raaisel bietjie van nader te bekyk. Kom ons ontmasker die skuldige. Die toestand se amptelike naam is renovaskulêre siekte of RVS. Maar wat beteken dit regtig? Wel, eenvoudig gestel, dis enige probleem met die hoofpype, die slagare wat bloed na die niere toe vat. En die mees algemene vorm hiervan, dis 'n vernouing, 'n blokkade in daardie are, en dit noem ons nierarteriestenose of NAS. Okay, so daar's basies 2 hoofoorsake. Aan die een kant het ons aterosklerotiese RVS. Dink hier aan die klassieke verharding van die are, plak wat ophou, veral by ouer mense. Dis gewoonlik reg waar die nierarterie begin. En dan, aan die ander kant, is daar iets genaamd fibromuskulêre displasie, of FMD. Dis meer algemeen by jonger mense. Hier is dit nie plak nie, maar abnormale selgroei wat die slagaar vernou. En op 'n skandering lyk dit, nogal interessant, soos 'n string krale. Nou, hierdie grafiek is nogal insiggewend. Dit wys vir ons hoe nou RVS gekoppel is aan ander bloedvatprobleme. Kyk hier, as jy reeds 'n harttoestand het, is daar 22% kans jy het ook RVS. En as jy perifere arteriale siekte het, jy weet, probleme met die are in jou bene, dan spring daai syfer na 'n lementige 40%. So dit sê vir ons, as daar 'n loodgietersprobleem op een plek in die stelsel is dit regtig die moeite werd om op ander plekke ook te kyk. Goed, so die vraag is, hoe op dese aarde kan 'n eenvoudige blokkasie in 'n klein nierarterie die hele liggaam se bloeddrukstelsel kaap? Wel, dis waar die storie regtig fascinerend raak. Hier is 'n briljante manier om daaroor te dink. Sien jou nier as 'n supersensitiewe watersensor in 'n dam. Sy werk is om die watervlak te meet, maar nou, daardie blokkasie beperk die bloedvloei. So wat gebeur? Die nier kry 'n heeltemal verkeerde sein. Dit dink die watervlak, die bloedvloei is gevaarlik laag. Dit slaan 'n alarm, al is die bloeddruk in die res van jou liggaam heeltemal normaal of dalk selfs reeds te hoog. En hierdie panieksein skop 'n hele kettingreaksie af. Dit word die raskaskade genoem. Eerstens, die nier skree vir hulp en stel 'n hormoon genaamd reneen vry. Daai reneen sit 'n proses aan die gang wat uiteindelik lei tot die produksie van 'n ongelooflik kragtige hormoon, angiotensine 2. En hy is die groot speler. Hy kny bloedvate reg oor die liggaam toe en forceer jou liggaam om sout en water vas te hou. Die eindresultaat, jou bloeddruk skiet die hoogte in, want die nier dink dit red jou lewe. Maar hier is die groot probleem. Dis nie net 'n tydelike styging nie. Soos hierdie aanhaling verduidelik, veroorsaak 'n konstante oormaat van daai angiotensine 2 permanente strukturele skade. Dit maak die wande van jou bloedvate en selfs jou hartspier tikker en stywer. So die liggaam se eie goedbedoelde verdedigingsmeganisme begin letterlik om die hele stelsel van binne af te breek. Goed, so ons weet nou wat die probleem is en hoe dit werk. So, hoe vind dokters dit? Kom ons kyk hoe hulle hierdie raaisel eintlik oplos. Dokters is soos speurders. Hulle soek vir spesifieke leidrade. Die groot een, natuurlik, is bloeddruk wat net nie wil reageer op 'n klomp medikasie nie. Nog 'n reusagtige rooi vlag wanneer 'n pasiënt se niere skielik slegter begin werk net nadat hulle 'n baie algemene bloeddrukpil, 'n SI-remmer, begin neem het. Skielike aanvalle van vloeistof op die longe is ook 'n klassiese teken. En soms, dis nogal cool,
kan 'n dokter met 'n stetoskoop letterlik 'n woesh geluid in die buik hoor. Dis die klank van bloed wat deur daai noue pypie forceer word. Sodra die vermoede daar is dit tyd vir preintjies. 'n Ultraklank is gewoonlik die eerste stap. Dit is veilig, geen bestraling nie, maar die resultaat hang regtig af van hoe goed die persoon is vir dit doen. Dan het jy die groot kanonne, 'n CT of 'n MRI-skannering. Hulle gee ongelooflike 3D-beelde, maar elkeen het sy eie kwessies, soos bestraling of die kontrasmiddels wat hulle gebruik. Die goue standaard is egter 'n angiogram. Dis waar hulle 'n klein kateter direk in die slagaar invat. Dis die mees akkurate en die dokter kan sommer dadelik die probleem behandel as hy dit sien. Maar dis ook die mees indringende en het die hoogste risiko. So, die skuldige is geïdentifiseer, die blokkade is gevind. Maar nou, wat doen ons daaromtrent? En dis hier waar die werklike interessante debat begin. Jy staan basies voor 'n vrik in die pad. Aan die een kant is daar aggressiewe mediese terapie. Die idee hier is om die bloeddruk en cholesterol met die beste pille te beheer en die hele stelsel te bestuur. Aan die ander kant is daar revaskularisasie, 'n fancy woord om te sê, ons maak die pyp oop. Gewoonlik beteken dit hulle plaas 'n stent, 'n klein metaalbuisie om die slagaar oop te hou. Dit takkel die fisiese, meganiese probleem direk. En vir jare lank het die logika onfeilbaar gelyk. Daar's 'n verstopte pyp, so jy maak die pyp oop. Reg, dit maak mos sin. Dis 'n direkte oplossing vir 'n direkte probleem. En dit het natuurlik gelei tot duisende en duisende stents wat vir hierdie toestand ingeplant is. Maar toe kom die kinkel in die kabel. 'n Massiewe landmerkstudie, die korrelproef, het resultate gelewer wat die mediese wêreld op sy kop gekeer het. Hulle het gevind dat vir die meeste pasiënte het die byvoeging van 'n stent bo-op goeie mediese terapie basies geen ekstra voordeel gebied nie. Dit het nie hartaanvalle, beroertes of dood beter voorkom nie. Goeie medikasie alleen was net so effektief. En daai enkele studie het die hele speelveld verander. Vandag is 'n intervensie soos 'n stent gereserveer vir 'n baie spesifieke groep pasiënte, die ernstigste gevalle. Ons praat van mense wie se bloeddruk eenvoudig nie met medikasie beheer kan word nie, mense wat daai gevaarlike flitsepisodes kry of die wie se nierfunksie vinnig en drasties agteruit gaan. Dis wanneer hulle die loodgieter inroep. En dit los ons met hierdie laaste, nogal diep vraag. As die mees direkte, meganiese oplossing nie altyd beter is nie, hoe besluit ons wanneer 'n loodgietersprobleem 'n loodgieter nodig het en wanneer dit beter stelselbeheer nodig het? Hierdie hele storie van die nier en bloeddruk wys vir ons dat in medisyne en dalk in die lewe die mees ooglopende antwoord nie altyd die regte een is nie. Dankie dat julle saam met my hierdeur gedink het.